is Simon van Cyrene. Cyrene was 'n Joodse kolonie in Noord-Afrika. Ek het geïmmigreer Palestina toe. Weet jy wat? Ek is seker die verbitterdste mens op aarde. Ek weet nie of jy verbitterd is nie, dan weet jy presies hoe dit is. Jy het geen rus nie. Die mens wat jy haat is gedurig in jou gedagtes. Jy word met hom wakker en jy gaan slaap met hom. Kom ek vertel julle wat gebeur het. Nou, in die Levant, die Midde-Ooste wat geregeer was deur die Romeinse Ryk, was daar 'n wet gewees. As 'n Romeinse soldaat jou kry, dan het hy die reg gehad om jou 1 myl te laat stap met sy vrag, of het nou swaard was of wat, jy moes 1 myl gestap het. My kinders, my 2 seuns, Alexander en Rufus, het na 'n profeet gaan luister, hulle noem hom Jesus van Nasaret. En terwyl hy preek, vertel hy vir hulle, weet julle, daar word van julle verwag om 'n Romeinse soldaat se vrag vir 1 myl te dra. Maar hy sê vir sy gehoor, maar ek sê vir julle, nie 1 myl nie, maar 2 myl. Nou, vir 'n Jood om dit te hoor, kan julle dink hoe kwaad het hulle geword. Maar my 2 seuns is anderste. Hulle het toe aanvaar wat hierdie rabbi gesê het. Nou daar loop 'n koningsweg vanaf Damaskus tot onder by Esion-Geber. En op hierdie roete is daar 'n geweldige groot wadi, 'n kloof. Jy gaan af 'n paar myl en dan gaan jy weer op 'n paar myl. En my seun Rufus was heel onder toe 'n Romeinse soldaat hom kry en sê, dra hom mat. En hy dra dit toe teen hierdie verskriklike bultheid. En as jy by die ooste was, dan jy weet van Wadi Mujib dan, wie waarvan ek praat, dit is 'n styl kronkelpad tot bo. Daai kind, en hy is maar 17 jaar, het die 2 myl gedra, maar hy was flou. Die getuienis wat die ding gesien het my vertel. Daai kind het gesweet, hy het net daar gelê en hyg na sy asem. Toe kom daar 'n ander Romeinse soldaat, wat nie besef het hy 2 myl al gestap met 'n vrag nie. En hy sê vir hom, meneertjie, kom. 1 myl boontoe. Arme Rufus het daar gelê. Uitgeput, ek dink hy het ook sonstraal gekry. En die soldaat gee hom so 'n ligte skoppie. Hy sê, kom boetie, staan op. Rufus sê, sergeant, ek het nie die krag nie. Daai soldaat vererg hom en hy skop my kind teen sy kop. Kind is dood. Ek weet nie of jy 'n kind verloor het nie. Dit is erg. En saam met my hartseer, stikkend, Rufus, my kind is dood, het daar 'n haat begin groei teen 'n Romeinse soldaat wat geen perke geken het nie. As ek daai vuil goed in die hande kon kry, so ek hom doodgemaak het. As gevolg van hierdie trauma het ons priester by ons plaaslike sinagoge ons beraad. Maar lank storie kort te maak, hy raak op my vrou verlief en sy op hom. Toe ek eenmiddag by die huis kom, toe sy weg. Het 'n nuwe hartseer met 'n nuwe stuk wrok in my binneste begin groter en groter word. Ek het net een ou vriend oorgehad, want my lelike geaardheid het al my vriende verdryf. Sy naam is Simeon, hy het gewerk vir Caiaphas, en op die oomblik is ek hier in Jerusalem by my vriend. En ons het so gesels, ek het begin drink ook. En terwyl ons daar sit en gesels, hoor ons 'n geraas net hier langs hulle, aan sy huis. Dis 12 ouens wat op mekaar skree. Man, jy kan nooit 'n minister van finansies wees of van verdediging, wat weet jy? Hulle stry met mekaar.
En terwyl ek en Simeon deur die venster kyk, sien ons hoe 'n 13de persoon 'n bak water vat en hy begin hierdie klomp se voete te was. Ek vra vir Simeon, wie's daai ou? Hy sê, jong, dis Jesus van Nasaret. Ek sê, maar kan hy homself so verneder om hulle voete te was? En toe laat hulle hom na die paleis toe roep. Hulle sê, hy moet dadelik kom. Daai Jesus is gearresteer. Hy het gesê, hy gaan die tempel afbreek. Hulle het 'n klomp klagtes teen hom. En hy's toe weg en ek het gaan slaap. Maar hierdie man wat gebuk het om voete te was, het geregistreer. 6:00 daai oggend, toe kom Simeon terug. Toe vertel hy vir my, wat het hulle daardie nag met hierdie Jesus gedoen? Hulle het hom 4 keer verhoor, onskuldig geoordeel. Hulle het 'n doek op sy kop getrek en hom in die vuis geslaan, hulle het hom gespoeg in die gesig. Dit was iets verskrikliks. En toe sy sel toe waar hulle hom 26 katse oor die bors gegee het. Hy sê vir my, hoorie Simon, ek het nog nooit so wreedheid gesien nie. Kan jy glo dat mense so wreed is? In elk geval, ek is toe daar weg. Ek het skaars 'n eind gestap. Hier loop ek my binne 'n klomp Romeinse soldate vas. Daar's 'n rumoer daarso. En toe ek nader kom, toe gryp een van hulle my. Ek wou hom net doodslaan, maar daar's soveel van hulle. En hy sê vir my, draai hierdie kruis. En ek sien maar die man wat hier lê, is dieselfde as die een wat die voete van daai mense gewas het. Die kruis is vol bloed, hulle het 'n paar keer probeer om forceer om daai kruis te dra, maar hy's so swak. Ek het later gehoor, hy's 80 houe op sy rug gegee, -1 elke keer. Dis deur Pilatus. En ek kry hom so jammer, hy kyk vir my, en hy knik net sy kop. En toe stap ek, en die soldate, en Jesus, teen die heuwel van Golgotha uit. So halfpad uit toe, is daai soldate so moeg, hulle gaan staan, en ek is so bly, want ek was net so moeg met hierdie swaar kruis. En Jesus kom na my toe, en hy tik my so. Maar daai gesig, ek kan nie vir julle sê hoe hy gelyk nie. Het is 1 stuk bebloede gesig. En hy kyk met sy oë na my. En hy sê vir my, dankie, dat jy my kruis dra. En iets gebeur hier in my binneste. Ek het nog hierdie haat vir hierdie vervloekte soldate, Romeinse soldate. Maar hier is 'n nuwe beeld wat verrys in my siege. Iemand wat met liefde na my kyk, met vergifnis na my kyk, wat vir my sê dankie. Bo op die heuwel sit ek haar swaar kruis neer. Hulle vat hom en hulle sit hom sy hande op hy dwarsbalk en hy sla die spykers in. Elke keer sien ek net hoe krul hy van die pyn. En toe sy 2 voete hier langs die vertikale balk slaat hulle dit in. En hy pyn. En toe sê hy iets wat my verpletter het. Ek was hier naast aan hom en hy kyk na my terwyl hy bid en hy kyk op en hy sê, Vader, vergeef hulle. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy draai sy gesig na my toe. Het is asof hy vir my sê, Simon, hulle weet nie wat hulle aan jou gedoen het nie.
As ek hulle kon vergewe wat hulle aan my gedoen het, Simon, vra ek jou, vergewe. Ek wil nie langer by die kruis staan nie, ek is weg. Maar hierdie beeld en hierdie gesig van liefde wat vir my gekyk het, vol vergifnis. Hy so mishandel en hy vergewe. En ek sê vir myself, maar Simon, wist jy om nie te kan vergewe nie? En hier kom 'n Romeinse soldaat op my af. En snaaks, my hart is weg. En ek dra sy goed vir 'n myl. Die einde van die myl toe vra ek, hoorie, kan ek nog 'n myl vir jou vrag dra? Hy kyk my so. Hy sê, wat sê jy? En toe vertel ek hom van die bitterheid in my hart teenoor 'n Romeinse soldaat wat my kind doodgeskop het. Maar ek huil hoor. Ek huil. En ek vertel hom